Hallo daar, welkom by Dis OK om te vra. Voordat ek vandag se vraag beantwoord, wil ek net noem dat ek elke oggend per WhatsApp 'n oordeenking van ongeveer 6 minute uitstuur aan almal wat dit graag wil ontvang. As jy dit ook wil ontvang, stuur net jou naam per e-pos na die e-posadres wat hieronder verskyn en ek voeg jou met graagte by. Dit kos jou niks nie, dit is heeltemal gratis. Die vrae wat ek hier beantwoord, word juis aan my gestuur deur die persone wat reeds die oggendoordenking ontvang. Nou, die vraag wat ek vandag gaan beantwoord, het betrekking op Jesus se eerste wonderwerk by die bruilof in Kana, waarvan ons in Johannes 2 lees. En die vraag is, het Jesus die water in wyn of druiwesap verander? Nou volgens die Bybel het die gasheer se wyn by die troue opgeraak. Ons lees in vers 3 dat Jesus se ma, Maria, toe vir Jesus gesê het dat hulle wyn was klaar. En in vers 6 lees ons van 6 klipkanne wat daar gestaan het. Nou kom ons lees verder vanaf vers 7. Jesus sê vir hulle, dit is vir sy disippels, maak die kanne vol water en hulle het hulle tot bo vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe, wat wyn geword het, en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet, roep hy die bruidegom en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste, maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Die water het wonderbaarlik in wyn verander en die hoofdienaar het gesê dat dit goeie wyn was. Dit is duidelik dat die kanne vol water gemaak was en dat Jesus 'n verstommende wonderwerk gedoen het, deur die water in goeie wyn te verander. Die eintlike doel waarom Jesus dit gedoen het, onthou, dit was sy eerste wonderwerk, en die eintlike doel word vir ons in vers 11 verklaar. Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. So die eintlike doel was sodat sy disippels kon besef dat hy is die Seun van God en dat hulle in hom sou glo. Dit was die hoofdoel van die wonderwerk. Ongelukkig gebeur dit gewoonlik dat wanneer mense hierdie gedeelte lees, word die hoofdoel 'n bysaak. En die bysaak in hierdie geval is of Jesus die water in wyn verander het, dit wil sê in gegiste of alkoholiese wyn, of het hy die water net in 'n nie-alkoholiese druiwesap verander nie. Nou deur hierdie hele skrifgedeelte is die Griekse woord wat met wyn vertaal word, oinos, O-I-N-O-S. Dit is die algemene Griekse woord vir normale alkoholiese wyn. Die Griekse woord wat gebruik word vir die wyn wat Jesus geskep het deur die water te verander, is dieselfde woord wat gebruik word vir die wyn wat tydens die bruilofsfees opgeraak het. Verder is die Griekse woord vir die wyn wat Jesus geskep het, ook dieselfde woord wat in Efesiërs 5 vers 18 gebruik word, waar Paulus sê, moenie dronk word van wyn nie. Nou, ons weet dat ons om dronk te word deur wyn te drink, vereis die teenwoordigheid van alkohol. Alles in die konteks van die verhaal van die bruilofsfees en die gebruik van die Griekse woord oinos in die eerste eeuse Griekse literatuur, het sy in die Nuwe Testament of buite die Nuwe Testament, dui daarop dat die wyn wat Jesus geskep het, normale, gewone wyn was,
wat alkohol bevat het. Daar is eenvoudig geen soliede historiese, kulturele, eksegetiese, kontekstuele of leksikale rede om te glo dat dit druiwesap was nie. Persone wat die drink van wyn in enige hoeveelheid teestaan, reken egter dat Jesus nie die water in wyn sou verander het nie, want dit sou beteken dat hy die gebruik van 'n middel wat tot sonde mag lei, sou bevorder het. Volgens hierdie argument is wyn self inherent sondig en die gebruik daarvan in enige hoeveelheid is sonde. Dit is egter nie wat die Bybel leer nie. Daar is verskeie skrifgedeeltes wat 'n positiewe terme of interpositiewe termes na wyn verwys. Prediker 9 vers 7 sê, drink jou wyn met 'n vrolike hart. Psalm 104 vers 14 en 15 sê, dat God die wyn gee wat die mens se hart bly maak. Amos 9:14 praat van dae waarin sy volk wingerde sal plant en die wyn daarvan drink as 'n teken van God se seën. Jesaja 55:1 moedig aan, ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Nou uit hierdie skrifgedeeltes is dit duidelik dat wyn self nie inherent sondig is nie. Dit is eerder die misbruik van wyn, dronkenskap en of verslawing wat sondig is. Efesiërs 5 vers 18 leer, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. 1 Korintiërs 6 vers 12 sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my deur niks laat oorheers nie. En 2 Petrus 2 vers 19 waarsku dat dit waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. Nou in die lig van hierdie skrifgedeeltes, sou dit nie vir Jesus sonde gewees het om wyn te skep wat alkohol bevat het nie. Sommige mense reken weer dat as Jesus die water in wyn wat alkoholies was, verander het, sou dit beteken dat hy dronkenskap bevorder het, wat in die Bybel duidelik as sonde geïdentifiseer word. Dit is nie 'n geldige argument nie, want dan moet ons vra, was Jesus besig om vraatsug te bevorder, toe hy in Matteus 14 die visse en brode tot so 'n mate vermeerder het, dat daar 12 mandjies vol oorgebly het, baie meer as wat die mense nodig gehad het. Natuurlik nie, om 'n middel te skep wat misbruik kan word, maak jou nie verantwoordelik as 'n ander persoon kies om dit te misbruik nie. Jesus, wat alkoholiese wyn geskep het, het geensins daardeur dronkenskap aangemoedig nie, en is oortuig daarvan, of ek is oortuig daarvan, dat Jesus die water in alkoholiese wyn verander het, want dit stem ooreen met die konteks en die definisie en gebruik van die Griekse woord oinos. Die primêre redes waarom mense reken dat alkoholiese wyn inherent sondig is, of dat die skepping van alkohol dronkenskap sou aanmoedig, is onbybels en ongeldig. Daar is eenvoudig geen goeie Bybelse rede om Johannes 2 te verstaan as enigiets anders as Jesus wat 'n wonderlike wonderwerk verrig het deur water in goeie wyn te verander nie. Is dronkenskap sondig? Absoluut ja. Is verslawing sondig? Beslis. Het Jesus wat die water in alkoholiese wyn verander het, op enige manier God se standaarde oor die verbruik van alkohol oortree? Absoluut nie. Ten slotte wil ek net byvoeg dat die wyn beslis alkoholiese wyn was, en dit kan afgelei word van Johannes 2 verse 9 en 10 in die woorde van die hoofdienaar aan die bruidegom. Hy het vir hom gesê, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste. Maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Logies het die hoofdienaar geweet
dat dit nie net druiwesap was nie, maar goeie alkoholiese wyn. Ek vertrou dat dit u help en ek gaan u nou vra, kom ons bid net saam. Getroue Hemelse Vader, ons dank u dat ons deur vrae en antwoorde meer van u woord kan leer. En my gebed is, Here, dat elke luisteraar hierdeur gestig en opgebou sal word. En ja, Here, dat u Heilige Gees ons sal lei in u waarheid, want u woord is die waarheid. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.